Hebreërs 9, vanaf vers 1 tot 28, maar voor ek vir ons lees, kom ons maak ons oë toe en ons sluit in gebed en afhanklikheid van die Here. Here, kosbare Here, dankie vir een en elkeen wat vanoggend hier in Brakpan sit, wat kom luister het na die woord. Wil U nie ook vanoggend deur U Gees met een en elkeen kom praat, in afspraak met een en elkeen, Here. Dankie dat ons nog in 'n land soos Suid-Afrika U woord vrylik mag lees, dat ons mag kerk toe kom, dat ons mag aanbid soos die klomp vanoggend gedoen het, en dat ons vrylik by die huis, by ons skole, by ons werk, waar ons ook al is, mag praat oor U. Here, want daar so baie van ons medebroers en susters in Jesus, wat terwille van hulle geloof vervolg word. Mag dit ons vanoggend weer opnuut met dankbaarheid vul, die voorreg en die genade wat ons het, Here. Ry elkeen se hart voor, elkeen se gedagtes, ook vir hierdie woord. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Ek lees daar vanaf vers 1, die opskrif is die aardse heiligdom en sy offers. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad, en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig, en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte van die allerheiligste genoem word. Daar was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe met die wet van die verbond daarop. Dis die 10 gebooie soos jy hom in Exodus en in Levitikus kry. Op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgesteek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net 1 keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer, en vir die sondes van die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik, dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is, solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die heilige tyd, waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring, 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur die mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie net met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak hulle dit uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien,
Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van die nuwe verbond of die Nuwe Testament. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al hierdie gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hyssop die wetboek self, sowel as die hele volk besprinkel. Is baie interessant, as jy hierdie versie, vers 19 vat, en jy gaan kyk na Levitikus, en ek dink is in Numeri, wat staan van die hyssop takkie wat hulle gevat het, en waarmee die bloed besprinkel was. As jy na Johannes toe gaan, na die evangelie van Johannes, dan staan daar, hulle het 'n hyssop takkie met 'n spons opgevat, en vir Christus as sein gegee. Vers 20, en gesê, dit is die bloed van die verbond, wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens, het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, ons temateks, en sonder die vergieting van bloed, vind daar geen vergewing plaas nie. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. Soos Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Tot sover. Ek weet nie wie van julle het al die boek Hebreërs bestudeer nie, maar dis 'n ongelooflike kosbare boek. Dis 'n boek, moeilik, diep, baie diep, maar dis 'n boek wat vir ons die Ou Testament nader na ons as die Nuwe Testament se gelowiges bring. Volgens die tema kom net so voor in die 22ste vers in hoofstuk 9, die ou vertaling sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die boek Hebreërs is van die kosbare hoekstene in die Nuwe Testament, 'n moeilike boek, 'n boek geskrywe aan Jode. Aan Israeliete is hierdie boek geskryf, aan 'n Joodse bekeerling met die Ou Testament as agtergrond. Ek wil eintlik sê integraal deel van hierdie boek. Die Ou Testament is integraal deel van hierdie boek. Ek wil graag vanoggend vir jou kom sê,
En ek dink veral in hierdie tyd waarin ons lewe, waar kerke vandag absoluut niks maak van die Ou Testament nie. Ek het al akademici hoor sê, en ek gaan nie name sê nie net in Suid-Afrika, maar gesê dat die Ou Testament is uitgediende stories. Ek wil vanoggend hê jy moet hoor die erns van die saak wat ek vanoggend vir julle wil bring. As mens veral in die boek Handelinge lees, dan staan daar onder andere in die boek Handelinge, en hulle, dis die gelowiges van die eerste kerk, het die skrifte daagliks ondersoek of die apostels die waarheid gespreek het. En dit was die Here Jesus self wat gesê het, na sy opstanding, toe hy gestap het en hy die Emmausgangers raak geloop het, en hulle gepraat het oor die dinge wat in Jerusalem gebeur het, en hy begin om die skrifte vir hulle uit te lê, te openbaar. By die breek van die brood, toe gaan hulle oë oop, en hulle besef is hy, en hy het in hulle sig verdwyn. En hierdie skrifte waarna hy verwys word, is nie anders as die Ou Testament nie. Ek dink dan die meeste van julle weet, dat ons Nuwe Testament eers ten minste 300-400 jaar, soos ons dit vandag het, eers werklik in boekvorm was. Dis nie net bloot 'n gebeurtenis wat in 'n hoekie gebeur het nie. Hierdie gebeurtenis is deur die skrifte en is deur die profete voorspel, dit waarvan ek en jy vandag deel is as Nuwe Testamentiese gelowiges. Ek wil vanoggend vir jou kon sê, die Ou Testament is nie 'n ou uitgediende stories nie. Dis nie maar net mooi verhale wat God met Israel geloop het nie, of wat God bemoeienis gemaak het met die volk Israel nie. Dis God drie-enig in aksie, dit voorspel en vertel van hom, wie ek en jy aanbid. Dit is in heenwyse na hom wie ons dien, en wie ons bely dat hy die hoof van die kerk is. Hoor julle vanoggend wat ek sê? Die Ou Testament is in heenwyse na die een waarvan ons in sy kerk vandag is. Dis soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 2. Dan sê hy vir die gemeente in Korinte, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, is Jesus Christus, en hom is die gekruisigde. Die nuwe vertaling sê dit vir my so bietjie meer duideliker. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus, dan sê hy, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Met ander woorde, hy sê en hy bely wie die Here Jesus is. 'n Mens sou ook kon sê oor hom as die Messias. Ek weet nie wie van julle weet nie, maar Christus is die Griekse ekwivalent vir die Hebreëse woord Messias, wat beteken die gesalfde, die een wat deur God bestem is, die Seun van God. Het julle al gewonder, as ons die Ou Testament lees, dan praat die Ou Testament van die Vader, en die Ou Testament praat van die Gees van God. Maar dis eers regtig hier in die Nuwe Testament wat ons lees van die Seun van God. Tog is die Ou Testament in heenwyse na die Here Jesus. Die Hebreërskrywer vat die Ou Testament en stel aan hulle voor Jesus
as die Messias, die Christus wat sou kom. Met ander woorde, die skrywer is besig met Joodse gelowiges, wat hierdie agtergrond het van die Ou Testament, wat hierdie dinge verwag het, en hy kom stel vir hulle voor die Here Jesus as die Messias. Dat die Ou Verbond, die Ou Testament, daar moes wees, en dat God dit vooraf bestem het, dat daar 'n goddelike ingryping nodig was in Israel se geskiedenis, wat op die ou ende vir ons, die ander nasies, ook daarby ingesluit het. Hierdie tempeldiens, wat in die eerste 7 verse beskryf word, die verbondsark, dit wat die Here vir Moses op die berg Horeb getoon het, die tent van samekoms, die rituele van was, offers wat geoffer was vir die sonde van die volk, en natuurlik vir die priesters self ook. Die noukeurigheid waarmee al hierdie uiterlike handelinge moes plaasgevind het, is alles in heenwyse na die Here Jesus. My geliefdes, kan ek julle so noem? Mag die Here Jesus deur sy Gees werklik vir julle kom wys die waarde van die Ou Testament. En dat al hierdie dinge wat in die Ou Testament gebeur het, in die offers en dit wat vandag nie meer plaasvind nie, in Christus Jesus in vervulling gegaan het. Die Ou Testament is die heenwyse, is die wegwyser na hom, die gesalfde van God. Die Ou Testament is die heenwyse na die kruis, Jesaja 53. Gaan lees dit weer mooi. Die kruis van Christus Jesus staan sentraal in die Bybel. Hoor julle wat ek vanoggend sê? Die kruis van die Here Jesus staan sentraal in die Bybel. Die Nuwe Testament is die gevolg, die kruis, die Nuwe Testament is die gevolg van die kruis. Met ander woorde, hierdie kruis is die gevolg van dit wat in die Nuwe Testament, in die nuwe gelowiges gebeur het. Die Ou Testament het gewys op hierdie gebeure. Het gewys dat dit moet kom, dat hierdie gebeure moet plaasvind. Daarom is dit 'n heenwyse na hom wat gehang het aan die kruis. Dit het in vervulling, die Ou Testament het in vervulling in hom gegaan op grond van dit wat hy hier aan die kruis bewerk het. En omdat hy dit hier aan die kruis bewerk het, is dit die gevolg van my en jou lewe, die verandering wat dit weer gebring het. Ek hoop dit het dalk so ietsie vir die kinders geïllustreer. Die skrywer begin met die eerste 7 verse, dan beskryf hy hierdie 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte waar net die priesters op 'n daaglikse basis elke oggend, elke aand 'n offer moes bring vir hulle sondes en vir die wat kom sondebelydenis doen het vir die volk se sondes. Asook die gedeelte waar die hoëpriester net 1 keer per jaar kon ingaan, die allerheiligste. Die allerheiligste word ook genoem die troon van God. Die verbondsark staan bekend
as die versoendeksel, as die troon van God, waar God in die tempel, en toe dit die tempeldiens in Israel was, teenwoordig was. Daarom kon die hoëpriester slegs 1 keer 'n jaar daarin ingaan. Hierdie gedeelte wat die Hebreërs skrywer hieroor skrywe, hy beskrywe nie die tempel van Salomo nie, maar hy beskrywe die eerste afbeelding, dit wat God vir Moses op die berg gewys het, wat 'n afbeelding was van die hemelse. Hy kom beskrywe dit vir ons hier in die boek Hebreërs. Die skrywer lê klem hierop, dan sê hy dat die hoëpriester slegs kon ingaan in die allerheiligste, nie alvorens 'n offer gebring was vir hom en vir die volk Israel nie. En homself gewas en gereinig het nie. En dan was daardie offer wat tot as verbrand is, dan is daardie as geneem en die dier wat geoffer is, se bloed is met water gemeng en dis in hierdie bakkie, wierookbakkie geneem, en dan het die hoëpriester 1 keer 'n jaar met daardie offering in die allerheiligste ingegaan. Tussen die heilige en die allerheiligste was daar 'n groot swaar gordyn genoem die voorhangsel. Kan julle onthou toe die Here Jesus aan die kruis gehang het voor sy dood, wat het gebeur? Die voorhangsel het in 2 geskeur. Wat was sy woorde? Dit is volbring. Weet julle wat het hy bewerk deur sy kosbare bloed? Hy het vir my en vir jou direkte toegang gegee elke dag tot die allerheiligste in die teenwoordigheid van God. Die Ou Testament kon die hoëpriester net 1 keer 'n jaar, en ek en jy die voorreg om elke dag in die allerheiligste tussen God, saam met God te kan wandel. Skrywe Paulus nie in die boek Korintiërs vir die gemeente in Korintiërs, dan sê hy, julle liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Weet julle waarvan praat Paulus hier as hy sê, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees, is die allerheiligste. Die Gees van God kom maak woning in die allerheiligste in sy kinders, wat nie meer geboue is nie, maar mense. Ek en jy is nie heilig omdat ons heilig is nie, ons is heilig omdat hy heilig is. Bewerk deur sy kosbare bloed. Het ek en jy vanoggend begrip, 'n diepe besef van dit wat die Here Jesus kom bewerk het. Ek hoor julle het vanoggend gehoor wat ek gesê het. Bietjie na die Ou Testament onderrig uit die Ou Testament gegee het, want die Ou Testament was die afbeelding van die volmaakte wat in die Nuwe Testament gekom het. Sy bloed wat gevloei het, sy lewe wat hy gegee het, sodat ons verlos kan word van sonde, maar ook van die ewige verderf. As jy vir kinders vra, waarom het die Here Jesus aan die kruis gesterf, en sê die meeste vir ons sondes, en dis waar. Maar het jy, kind van God, al besef dat hy nie net vir jou sonde gesterf het nie, hy het gesterf sodat jy verlos, gered kon word van die ewige verderf. Van die oordeel wat op pad is, die oordeel wat God bestem het vir die duiwel, vir Satan en sy engele, en vir hulle wat bestem is vir die ewige hel. Sy bloed wat gevloei het, sy lewe wat hy gegee het. Vers 8, daarom sê hy,
dat die weg na die heiligdom nog nie oop was nie, solank as wat die eerste verbond, die eerste tabernakel nog daar was. En in verse 9 tot en 10 beskryf hy die tekort, die onmoontlike van die ou verbond, want die ou verbond was in menslike poging, nie dit wat God gegee het nie, maar die mense eie poging om dit wat God gevra het na te kom, of om God te behaag. Daarom was daar 'n goddelike ingrype van Christus Jesus. Paulus skrywe dat Christus gesterf het reeds van die begin van die wêreld tot en met sy wederkoms. Wanneer hulle wat bestem is vir die ewigheid, die getal gelowiges almal daar is. Ekskuus, ek hoop julle het nou verstaan dit wat ek gesê het. In vers 11 tot 16 beskryf die skrywer juis hierdie ingrype in die mensdom se geskiedenis. Vers 11. Hy is die hoëpriester van die ewige en nie die tydelike nie. Daarom is hy die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Elwes beskryf die Hebreërs skrywer, julle kan so 'n bietjie daaroor gaan lees. Maar net om jou so 'n bietjie meer inligting daaroor te gee is, hy is die hoëpriester van die ewige. Christus kon nie in die hoëpriesterlike lyn gebore geword het nie, want dan sou hy as aardse hoëpriester moes dien. Daarom is, ons praat in Abraham met die orde van Melchisedek, wat 'n koning was, maar die hoëpriester was van God. Christus is gebore in die lyn van Juda uit die koninklike geslag. Daarom was hy 'n ewige hoëpriester volgens hierdie orde, volgens die orde van Melchisedek. Vers 12, is die prys nie betaal met die bloed van diere nie, maar sy eie bloed. Sy lewe het hy gegee. Daarom het hy 'n eenmalige en 'n ewige verlossing teweeggebring, bewerk. Verse 13 tot 14 wys hy daarop dat die bloed van diere die uiterlike gereinig het, net gerig op die tydelike oplossing wat by herhaling moes gebeur het. Daarom het die priester elke dag 'n offer gebring om aan God se vereiste te voldoen, terwyl Christus se bloed die innerlike bewerk het, die ewige verandering teweeggebring het. Daarom is hy die middelaar van die Nuwe Testament, bewerk met sy kosbare bloed. Beide die Ou Testament en die Nuwe Testament word gekenmerk deur bloed, die offer van 'n bloed. Die Ou Testament moes daar voortdurend geoffer word, want hierdie offer was nie volmaak nie. Dit kon nie ware verlossing bewerk nie. Daarom sê die woord, hierdie offers wat gebring was in die Ou Testament, was in heenwyse na Christus. Nou Christus se volmaakte offer. Hy, die volmaakte lam van God, sonder gebrek, sonder sonde, moes volkome mens wees en volkome God. Daarom kon hy die lam wees, die vlekkelose lam van God. God kon alleen bevredig word, die prys kon alleen betaal word deur die offer van bloed. Daarom is die vergifnis van sonde alleen bewerk deur Christus Jesus. Die prys is betaal, hy is die prys. Hy het in die hemelse tabernakel ingegaan
met die merke aan sy hande en sy wond in sy sy, sodat ek en jy ewige lewe kan hê. Die laaste plaag in Israel, voor Israel uit Egipte land uitgegaan het of uitgetrek het die Here gesê vir Israel, die verordeninge wat hulle opgelê was, elke jaar wat hulle moes vier, die bevryding van slawerny, lam sonder gebrek wat geslag moes word, suurbrood wat geneem moes word. Die bloed van hierdie lammetjie was gemeng met die as en water, en dis met 'n hisoptakkie aan die deurkusyne van elke Joodse huis gesweer. Toe die doodsengel verbygetrek het die wat die merk van die bloed gehad het, nie getref deur die dood nie, maar het die doodsengel verby beweeg. Dis die merk van elke gelowige, gewas die bloed van die lam, die kosbare bloed van die lam, sy kosbare bloed wat gestryk is in ons harte. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en ingaan, sal ek inkom en saam met hom 'n feesmaal hou. Ons is duur gekoop deur die bloed van Christus. Ons is duur gekoop deur sy lewe wat hy as losprys gegee het, sodat ek en jy kan lewe. Toe die Here Jesus in die tuin van Getsemane was, toe hy gebid het, en sy laaste woorde was, nie my wil nie, maar U wil. Toe hy soos 'n lam weggelei was om geslag te word ter wille van my en van jou. Dis maar nie net bloed nie. Dis die bloed van God se volmaakte offer, Christus Jesus. Dis maar nie net 'n lewe wat geoffer is nie. Dis sy lewe ter wille van my en van jou. Handelinge 4 sê, die Here Jesus self gesê, ek is. Johannes die Evangelie het 9 ek is uitsprake, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Bewerk deur sy eie bloed. Mag dit vir my en vir jou weer opnuut aan ons harte gryp, dat geen sonde vergewe word sonder die bloed van die Here Jesus nie. Vers 27, net soos ek en jy bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus weerkom, vers 28, na hulle wie hom verwag tot die saligheid. Versoening is alleenlik bewerk deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir jou sê, as niks te groot wat nie versoen kan word deur die bloed van die Here Jesus nie. Daar is niks te groot waarvan hy jou nie kan skoonmaak, kan kom reinig nie. Dis hoekom dit die volmaakste offer was wat ooit gebring was. En dis hoekom ons as gelowiges die maagdelikheid aanhang. Want Christus is nie verwek soos ek en jy as mens verwek is nie. Hy is verwek in 'n maagd deur God se Gees wat die bo-natuurlike teweeggebring het in Maria. En sy geboorte gegee het van Christus Jesus, volkome mens en tog volkome God.
Aan die dag toe Johannes die Doper hom gedoop het en God se Gees op hom gekom het, was die bewys toe die Vader uit die hemel sê, dit is my geliefde seun. Christus het gekom ter wille van my en van jou. Mag dit vir my en vir jou vanoggend weer opnuut laat besef, wat het hy vir my gedoen? Wat het hy vir my kom bewerk as mens? Nie een van ons wat hier sit, van die kansel af tot daar agter, verdien om by hom in die hemel te wees nie. Alleen dit wat die Here Jesus gedoen het, gee vir my en vir jou daardie reg, en dit is bewerk deur die Here Jesus se bloed, sy lewe. Ons gebede word verhoor, nie omdat ek en jy sy kerk is nie omdat ek sy kind is nie omdat ek gewas is sy kosbare bloed nie, maar op grond van Christus word ons gebede verhoor. Dis hoe groot daardie prys is. Die Vader kyk na my en jou deur die oë van die Here Jesus, deur die bloed van Christus, wat die merk dra van die wedergeboorte, die bloed van die lam. Ons word verlos op grond van Christus se versoening wat hy bewerk het aan die kruis. Daarom skrywe Paulus wat hy sê, ek kan nie roem in enige werk nie. Romeine 1 sê, uit genade is julle gered. Besef ons daardie genade. Jakobus sê, die werke sonder verlossing is nie moontlik nie. Hy praat nie van, op grond van my werke word ek verlos nie, op grond van sy genade word ek verlos. Die werk is die uiterlike, of die innerlike wat in my gebeur het, die uitvloeiing daarvan. Verstaan julle wat ek sê? Met ander woorde, dit wat hy kom doen het, dit wat hy van binne af kom nuut maak het, kom vloei na buite. Dit kan nie binne bly nie. As God se Gees in my is, kan dit wat binne gebeur het nie buite bly nie. Dit moet uitgaan, dit moet uitvloei. Dit moet uitwaarts beweeg, dit moet ander mense raak. My lewe natuurlik nie volmaak nie, maar ek groei na Christus Jesus. Soos Paulus gesê het, ek dink is in 2 Timoteus wat hy sê, my dood is voor die deur, ek word reeds uitgegiet as 'n drankoffer vir die Here Jesus. Paulus, en ek dink dit was Silas gewees, saam met wie hy beweeg het op 'n stadium van mekaar, ons lees in die boek Handelinge, kwaad van mekaar geword oor 'n saak. Tog, as mens later in die boek Handelinge lees, kan mens hoor dat Paulus en, dis nie Silas nie, die dinge reg met mekaar gemaak het, maar tog het die Here hulle albei in verskillende rigtings gestuur om die evangelie uit te dra. Ek en jy as Nuwe Testament gelowiges het die een groot voordeel bewerk deur Christus se bloed, dat as ek gesondig het, soos Johannes skryf in sy briewe, dat ons 'n voorspraak het by die Vader, dat die Gees my kom oortuig. Dan gaan ek na my binnekamer en ek gaan maak reg. Dat ek vergifnis ontvang op grond van Christus se bloed, dit wat vir ons bewerk is. En dat hulle wat dit verwerp, reeds veroordeel is, soos Johannes 3 sê. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ag Here, dankie vir hierdie kosbare woord. Dankie vir hierdie kosbare boek. Dankie vir genade, Here. Ons het vanoggend weer genade gehoor. Die ingrype, die versoening,
tussen ons en God, deur die kosbare bloed van U Seun. Dankie daarvoor, Here. Dat dit my as U kind aan die hart mag gryp, daardie prys wat U vir my betaal het. Vir hulle wat dit vanoggend ook gehoor het, Here, dat dit ons weer opnuut in die hart mag gryp, en dat hierdie diepe besef, hierdie diepe verstaan, want soos ek groei in Christus, soos ek meer en meer soos Jesus word, soos ek meer en meer aan myself sterwe, die Here Jesus het gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, nie kan dit nie vrug dra nie. Help ons om aan onsself te sterf, om vrug te kan dra, sodat U verheerlik mag word. Bid vir die gemeente Brakpan-Noord, dat U hulle mag seën. Dat ook die skole wat dan nou weer maandag begin, dat U die onderwysers en kinders wat kon rus, en vir die nuwe kwartaal dat U hulle mag seën. Dat kinders dit wat U vir hulle gegee het, met dankbaarheid mag gebruik tot eer van U naam. Dat kinders mag leer deur hulle ouers, dat ek menslik moontlik my beste moet gee. Want U het vir elkeen van ons gawes en talente gegee. Seën die gemeente, Here, gee op, Here, dat ons as die kinders meer en meer gehoorsaam mag word aan die opdrag. U sê in die woord, die oes is ryk, die land is wit. Die arbeiders is min. Daarom bid ek tot die Here van die oes, om die arbeiders in die oes in te stuur. Dankie daarvoor. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ontvang die seën. Mag die Vader, wat Christus uit die dood opgewek het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen.